Goeiemôre gemeentefamilie en welkom by hierdie familiefees waar ons Jesus se heerskappy gaan vier. So terwyl ons so sit, kom ons besing sy majesteit. Kom ons bring dank ook aan die Here. As jy dink aan al die seëninge waarmee hy jou oorlaai, dan gee ons dank, give thanks.
My voorreg om jou te verwelkom in hierdie familiebyeenkoms waar ons saam gebind word deur die liefde, die genade, die troos, die inspirasie van God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek groet jou met hierdie afskop van die Kolossense siklus met woorde van Paulus wat moet grondvat in hierdie siklus ook hier in Blanco gemeente. En daarom aan die heiliges in Blanco gemeente, gelowige broers en susters in Christus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader. En ons antwoord met die beginwoorde hardop, ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons staan en ons aanbid ons God. Julle kan 'n sitplekke inneem en ek soek al die kinders hier voor by my.
So almal hier so aan hierdie kant, bietjie nader almal, kom, bietjie nader. Al die kinders. Is julle reg? En die eerste wat ek vir julle wil wys is hierdie. Hierdie noem 'n mens 'n bidbeertjie. En die wonderlike van hierdie bidbeertjie is 'n paar goed. Die een is, jy kan saam met hierdie bidbeertjie kan jy aan die slaap raak in die aande, of jy kan saam rugby kyk tot 1 uur in die oggend. Dis nie julle nie. En hierdie bidbeertjie, partymal as 'n mens dalk huil, dan kan die trane, hy suig sommer alles op. En dan's daar iets fantasties ook oor hierdie bidbeertjie. En dit is, op hierdie staan daar, Jesus loves me. Wys gou vir me. Jesus loves me. Jesus is lief vir my. En dan staan daar John 3:16. Johannes 3 vers 16. So julle hierdie bidbeertjies is deel van 'n projek waarby ons as gemeente by betrokke is, waarvan die mammas en pappas en oumas veral vir ons bidbeertjies brei, wat ons gaan gee vir Laerskool Blanco, vir almal wat volgende jaar in graad 1 is. Wie van julle is volgende jaar in graad 1? Niemand, okay. So al die nuwe graad 1tjies hier by Laerskool Blanco gaan so 'n bidbeertjie kry. Ons kort nog baie. So, ons wil vra dat julle vir Ferdi of Gerda by die kerkkantoor sal kontak en ons stuur vir jou die patrone dat ons hierdie meer kan maak. Maar dit is sommer net lekker om te weet, daar's partymal is daar mense wat 'n mens kan troos, die Here kan ons troos, maar partymal het mens iets maar soos 'n beertjie ook nodig. Vas te hou as jy partymal bang is, en dan is hierdie so mooi dat hier 'n Bybelteks op is. So, hierdie Bybelteks sê vir ons dat ek en jy moet, watter boek moet ek en jy ken, watter boek moet ons lees? Die Bybel. En hier nou is oom Renier se Bybel van baie lank terug. En jy gaan hom nie kan lees nie, want hier's niks hier binne in nie. Maar hierdie groot ene moet jou herinner dat dit die boek van die lewe is. 66 boeke binne in hierdie een Bybel. En ons lees in Psalm 119, lees ons iets wonderliks oor hierdie Bybel. En ek wil gou vir julle sê, ons gaan, as julle uit is, gaan die res van die diens in die taal wees van die Nuwe Testament. Dit beteken Grieks. So, julle gaan by pappas en mammas hoor, van toe julle uit is, toe praat en preek en alles is daarna in Grieks. En as jy wil sien hoe Grieks lyk, dan as julle klaar is nou hier, en ons het klaar gesing, dan gaan julle saam met Ferdi hulle langsaan toe, maar jy moet daarvoor uitgaan, en dan moet jy net vinnig loer, want voor daar, in die voorportaal, is daar 2 Griekse Bybels. En dan loer jy net vinnig na die woorde van hoe Grieks lyk, en dan gaan julle saal toe. Is dit reg? Maar in Psalm 119 vers 105 sê dit, die woord, God se woord, die Bybel, is 'n lamp. So kyk gou 'n bietjie hierdie. Hierdie is 'n lampie. En as dit 1 uur in die oggend is, en alles is donker, en jy sit hom aan, dan is daar skielik lig. En dit is wat God doen deur sy Bybel, deur sy woord. As dinge in jou lewe sleg is en donker is, en jy weet nie waarheen nie, dan is God se woord soos 'n lamp, of soos 'n lig vir jou pad, dat jy nie afry van die verkeerde paaie nie. So, ek wil vra dat julle saam met ons staan, en pappas en mammas, en ons sing een van julle liedere wat presies dit sê. U woord, die Bybel, waarmee ons gaan besig wees vandag, hier en julle daai kant, dis 'n lamp en is 'n lig op ons pad. Kom ons staan. The
So terwyl die pappas en mammas gaan sit, gaan julle uit daar by die voorportaal en kyk net vinnig na daai Griekse letters en dan gaan julle saam met Ferdi na die kerksaal toe. En dankie vir al die groepleiers wat hulle bediening uitleef met die kinders van Blanco gemeente. Vriende, ons het nou die voorreg om die Here te dien met ons bydraes, hoe jy dit ook al noem, jou kollekte of jou dankoffer of jou offergawe of jou tiende. En veral vir die ouens daar op YouTube is hierso die 4 verskillende moontlikhede: SnapScan, debietorder, maandelikse EFT of maandelikse kontant. En dit word, soos wat ons dit vanoggend hier ingooi, word dit 'n simbool van oorgawe om te sê, Here, alles wat ek het, is U se. Ek het verlede Sondag toe Ferdi sê, onthou SnapScan, toe sit ek daar en toe vat ek my selfoon en ek doen dit en wow, dit werk toe. So, as jy raad nodig het met SnapScan, maar jy moet mooi kyk na die nulle. Oor hoeveel nulle en alles jy insit. Nie te min nie, nie te veel nie. Vriende, dan as rentmeesters het ons die rentmeestersfees ook gevier tydens Oktober en ons sê baie dankie vir almal wat hierdie eenmalige jaarlikse bydrae ook gemaak het. Dan vriende, as jy in die gemeente al ja gesê het vir mekaar, menende, jy's nie net 'n besoeker hier wat ons uitkyk nie en papiere en alles, dan behoort jy 8:45 vanoggend 'n WhatsApp te gekry het. En dit gee die YouTube skakel vir wat op hierdie oomblik gebeur. Onder dit is daar alleentyd vir jou vir die res van die week om die tekste te lees met verskillende vrae. En as deel van dit is daar ook op die tweede bladsy 'n gebedsrooster wat jou help in jou persoonlike gebed en ook vir die gemeente. En dan is daar ook vir leefgroepe, maar ook vir gesinne en selfs ook vir jou as individu, is daar materiaal met vrae en videoskakels en dinge wat jou gaan help om hierdie week se boodskap verder te laat grondskiet. So as jy dit nie kry nie, laat weet ons, bel die kerkkantoor sodat ons jou kan opsit op die gemeente se databasis en ons jou kan 2 keer 'n week ten minste, ongelukkig, vir jou sê, hier is ons en dit is waarmee God se gemeente besig is. Julle, so, ons glo dat hier by laat aand 22 November ons heerlik gebraai het. Dit gaan 'n manne-aand wees hier langs in die kuierarea. Dis R90 'n kaartjie en dis veral dan nou vir pa en seuns en ons wil julle uitnooi en vanoggend as jy uitstap hier in die voorportaal, het Gerda vir ons kaartjies wat jy kan koop, is R90 'n kaartjie en ons wil sommer sê dat jy sommer klaar koop, jou kaartjies kry en dan ook as jy uitgaan, dan wil ons jou uitnooi om nou reeds te bespreek vir die feesnaweek. So die feesnaweek, as jy kyk ook na hierdie poster, dan sal jy sien, dis die laaste naweek van November en die Saterdagoggend is daar van 7:00 af inskrywings vir die Funrun, wat ten bate is van Badisa. Die inskrywingsgelde is alles nie bederfbare kos, blikkies wat jy kan saambring. 8:00 is die wegspring vir die Funrun en 8:00 is ook dan die opening van die jaarlikse Spens en Bistro. So ons sien ongelooflik uit daarna en dan die volgende dag is die erediens en dit is die laaste nagmaal ook dan nou van 2025. So dis 'n feesdiens 9:00 en na die diens is dit die jaarlikse gemeenteete. Daar julle gaan die vure al sien en ruik terwyl die diens aan die gang is en daar gaan gebraai word en sover ek gehoor het is dit skaap chops en verskeie ander dinge. Die verdere detail gaan ons nog vir julle gee, maar dit is gratis met een voorwaarde. Jy moet van vanoggend af tot en met die 22ste moet jy fisies 'n kaartjie kry, 'n gratis kaartjie. So ook saam met die manne aand se kaartjies wat jy kan koop vanoggend daar in die voorportaal, gaan Gerda dan vir jou ook 'n kaartjie gee, genommerde kaartjie vir die feesnaweek se erediens en ete op die 30ste. Jou name neerskryf, sê hoeveel julle gaan wees as gesin sodat ons kan regmaak vir die braai, die skaapbraai. Ons sien baie uit. Vriende, die vorige dag natuurlik dan nou die Spens Bistro en ons is so opgewonde oor die Spens
in die verste kamer van die kerksaal, wat feitelik vol is reeds, met ongelooflik baie konfyt en ingelegde eie, en ek kan nie eers vir julle alles sê wat al gedoen is nie, koekies ensovoorts, so dit is sommer net, ons is opgewonde daaroor, en om jou uit te nooi, om deel te wees daarvan, jy kan persoonlike kontak met Karina en met Mariana, oor jou eie deelname, as jy nog nie van hulle boodskappe afkry nie, maar ons sien ongelooflik uit, en is dankbaar vir almal wat alreeds so wonderlik deel is daarvan. Dit gaan 'n groot, wonderlike feesnaweek wees, wat ook eintlik die fees gaan begin vir 2026 se 75 jaar fees. En so dit begin reeds dan nou, hierdie laaste naweek van die jaar. Vriende, dan ook in terme van 2026, wil ons julle nou reeds uitnooi, in terme van die tienerse kamp, 6 tot 8 Februarie by De Hoek in Oudtshoorn. Die inskrywings is nou reeds oop vir die tieners by Verdi. Dan al ons uitreikprojekte is daar die 17de tot die 19de, is die jaarlikse Love Looks Like Something Kerspartytjie, eers die voorbereiding, die Woensdag 17de en dan die uitreik die 19de, kom word deel daarvan, ons sal verdere detail gee. As jy ook nuut is, of as jy nog net kom kyker is, en jy wil sê, die Here het my geroep na Blanco gemeente, dan kan jy na die diens ook vorms kry, dit invul, en ons kan heerlik saam kuier na die tyd. Vriende, dan is deel van die 75 jaar, fees volgende jaar, is 'n resepteboek, wat ons gaan uitgee, en ons is so opgewonde, oor die bestuur en almal wat dit hanteer, veral Elsabie Marits, en ons het nodig, dat jy jou familieresep, dalk nou nie die geheime ene wat jy wil verkoop as 'n franchise nie, maar al die ander, asseblief, bring dit vir ons, gee net jou naam en jou selfoonnommer, en gooi dit vir ons daarvoor in, of e-pos dit vir ons. Ons benodig ten minste 75 in totaal. En vriende, dis nou sommer 'n klomp dinge. Maar weet dat hierdie laaste siklus van 2025, wat klaarmaak, Saterdag 27 Desember, dat ons besig gaan wees, en hy gaan met ons besig wees. Jesus, die Here. So kom ons fokus, en ons sing tot hom. Jesus, groot bo almal. Here, U is die lewende woord. Dankie vir die Bybel. Dankie vir 'n ou verbond, 'n Ou Testament, en 'n nuwe verbond, 'n Nuwe Testament. En dankie dat U soos branders siklus na siklus al van 2020 en kwartale, jare voor dit, oor ons kom spoel, met Bybelboeke soos Genesis en Exodus,
en Levitikus, en Psalms, en Spreuke, en Hooglied, en Prediker, en Jeremia, en Amos, en Maleagi. En dankie vir die evangelie, die goeie nuus van die getuies wat dit opgeteken het, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dat ons hulle getuienis vertrou, die van Johannes, van Petrus, van Paulus, van Jakobus. Manne wat bereid was om hulle lewe op te offer vir die belydenis, Jesus is die Here. Jesus is Kurios, nie Caesar nie. Geen mens, geen afgod. Net Jesus Christus, die lewende woord. In U naam, o Christus, is ons saam in hierdie oggend. Ons verwagting is van U, dat U Gees opnuut op ons uitgestort sal word. Ons sal vul, ons sal bemoedig. Here, soos ons hier sit, dalk met baie malende gedagtes, kom en bring berusting, bring troos, bring genesing. Here, bring fokus. Ons wil ons ore spits, ons harte oopmaak, ons hande uitstrek en sê, kom Heilige Gees, kom praat, kom raak my aan. En ons almal antwoord, amen, amen en amen. Soos wat julle uitstap ook vanoggend, is die uitnodiging vir jou ook, gaan loer 'n bietjie na die Griekse Bybels. Dis daarom twee makliker is, die een is 'n interlineêre Griekse een, met die Griekse teks en die Afrikaanse teks, en dan die een links is Engels en Grieks, en dis die taal van die tyd van Jesus. Jesus het Aramees gepraat, Aramees wat amper soos Afrikaans ontwikkel het uit Nederlands uit. Net so het uit Hebreëus het Aramees ontwikkel, amper soos 'n meer kombuistaal, 'n weergawe van Hebreëus. Dis die taal wat Jesus gepraat het. Maria het hom genoem Yeshua. Ons noem hom Jesus. Jesus in Arabies Isa. Isa wat wonderwerkend, dikwels verskyn in drome in die Midde-Ooste. Aan mense wat deel is van Islam, wat in opregtheid uitreik en vra, God van die heelal, openbaar Uself aan my. En dan hierdie wonderlike verhale van drome waar Isa aan hulle verskyn. En dat hulle volgelinge van hom word dikwels in die geheim. Oor hierdie Jesus kon Paulus nie ophou skryf nie. Oor hierdie Jesus het hy sy akademiese professorskap loopbaan, wat begin het onder, is dit Gamaliel, wat sy professor was, hoogs geleerde man, het hy prys gegee. Nadat hy met passie, met ywer, op die pad na Damaskus was, om hierdie ketters, hierdie sekte, wat sê, hulle aanbid die God van die hemel en die aarde, Yahweh Elohim, wat nou begin sê, dat die Messias het gekom, en Yeshua is sy naam, Yeshua HaMashiach, Jesus die Messias, Jesus die gesalfde, die Christus. En dan ontmoet hy hierdie Jesus, met sy botsing met hom, daar op sy perd, waar die Here hom afklap, is wat ek van hou om te dink, waar hy blind is, wat hy die stem hoor, en wat Jesus vir hom sê, Saul, Saul, sy Hebreëse naam, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jouself seer, deur te skop teen die prikkels, gee oor, gee toe, wie is U Here? Ek is Jesus, die een wat jy vervolg, die opgestane, die Here. En sy lewe verander radikaal. So erg was sy reputasie, dat die Christene bang was vir hom. Dat die man wat die Here aanspreek om na hom toe te gaan, vir hom te gaan bid, sodat hy genesing kan ervaar en roeping kan ervaar, vir die Here sê, Here, wow, is u seker? U weet, dis Saul van Tarsus. Daai man vir wie ons almal weghardloop, dis hy.
Dis hy. Ek het hom verander, ek het hom geroep. So dis hierdie Paulus wat in terme van die Nuwe Testament die meeste woorde geskryf het wat opgeneem is in God se woord. Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse. En voor ons nog verder agtergrond gaan gee, dalk 'n bietjie later, kom ons lees 2020 se vertaling Kolossense 1. Paulus, dis 'n brief en hy verduidelik dadelik wie hy is, 'n apostel van Christus Jesus. Deur die wil van God en ook van wie? Die broer Timoteus. Aan wie? Aan die heiliges in Kolosse, gelowige broers in Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader. Dan is die opskrif vir die volgende gedeelte is danksegging. Elke keer wanneer ons, dis nou Paulus en dis Timoteus en dalk van die ander by hulle, elke keer wanneer ons vir julle bid, gemeente daar in Kolosse, dank ons God. Ons dank God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Paulus, hoekom? Hoekom as jy dink aan die gemeente in Kolosse? Hoekom lê jy nie eintlik in die nagte wakker en rondrol van bekommernis oor hulle nie? Hoekom? Want dit doen ons, sê Paulus, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Is dit nie fantasties nie? Hierdie vers 4 en 5. Paulus skryf mos in 'n ander brief en sê, wat is die grootste van alles? 1 Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan, wat nooit sal ophou nie, is liefde. Geloof, hoop en liefde. En hier in vers 4 en 5 is dit. En is so mooi, as hy praat van Jesus, dan moet ons nou weet, in daardie tyd, net soos vandag, is daar mense met die naam Jesus, of Jesus, of Yeshua. En hy wil onmiddellik hê, ons moet weet, ander evangelieskrywers praat van Jesus van Nasaret, dat mense weet, dis daai Jesus, die seun van Dawid, gebore in Bethlehem. Wie is hierdie Jesus? Paulus sê, sy titel eerste. Christus is nie sy van nie. As 'n mens aan 'n van sou dink, sou mens dalk dink aan iets soos Jesus van Nasaret. Of Jesus gebore in Bethlehem. Maar sy titel, Christus, is gelyk aan Messias, die Hebreëse woord. Christus, die gesalfde, die een met 'n hoofletter E, die een wat moes kom. Christus, Jesus. En dan wonderlik 'n liefde vir al die heiliges, vir die kinders van God. En dit wat dit laat blom in hulle, hierdie liefde en hierdie geloof, is 'n ewige hoop. Hulle is mense in 'n tyd, dit is soms skokkend as 'n mens van die sosioloog gaan vra en hulle begin te praat van hoe in die 30s of vroeg 40s was dit die gemiddelde lewensverwagting van mense in die tyd van Jesus. Is ons nie geseënd of dalk nie dat daar van ons hierso sit, hopelik van die kinders wat eendag hulle 100 kersse gaan uitblaas. Dis fantasties en is seker ook nie altyd so fantasties nie. Maar vriende, in daai tyd, so 'n paar dekades is die gemiddelde lewe. Penicillin bestaan nie. Al die inspuitings wat ons kry in die chaps hierso, vir wat was dit? Is dit polio? Julle sal weet, al daai goed wat jy as kind gekry, jy weet nie eens daarvan nie, wat net so mee help. Dat daar soveel dinge is wat in die verlede net die einde van jou lewe sou beteken. In die tyd van Jesus was dit so kort. En daarom juis, in 'n wêreld waar mense intens bewus is van die dood, dalk soos wat ons dit nogal ervaar het in 2020-21 met COVID, dat ons net skielik besef, oral is ons bewus van die dood, en dit raak naby, by jou. So in die tyd van die Romeinse Ryk, met kruisigings, en met 'n eystervys, en met siekte, is mense intens bewus van die dood. En sonder geloof in Christus Jesus, is daar nie hoop nie.
En daarom was hierdie Christene anders, ook in Kolosse. Hulle is mense met 'n brandende hoop, 'n vlam in hulle, wat nie sin maak nie. Want my ewigheid is gewis in Christus Jesus. Nou sê Paulus vir hierdie ouens in Kolosse, julle het al hiervan gehoor. Van wie? Van Christus Jesus, van geloof, hoop en liefde, toe die woord van die waarheid, die evangelie, dis die Griekse woord evangelion, wat beteken goeie nuus, toe die goeie nuus julle bereik het. Wat was die gevolg van hierdie goeie nuus wat hulle bereik het? Soos oral in die wêreld, het die evangelie van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. So Paulus maak hier 'n diep geestelike stelling, maar ook 'n sosiologiese stelling, menende dat die wêreld met die kruisiging, die opstanding en dan veral die uitstorting van die Gees daar in Jerusalem radikaal verander het. Dat die wêreld geskiedenis verander het van voor hierdie tyd en daarna, voor Christus en na Christus. En dat die wêreld verander. 300 jaar later is die totale Romeinse ryk getransformeer en gebeur die goeie en slegte ding van godsdienstvryheid en dan van ongelukkig staatsgodsdiens. Dat Konstantin en van die ouens daarna, dat hulle net besef, hierdie Christene is die beste Romeinse burgers wat ons het. Hulle is die beste, want al aanbid hulle nie al ons afgode nie, werk hulle hard, hulle is mense met liefde, hulle maak 'n verskil, hulle is mense met hoop, hulle betaal dit wat Caesar vra, 'n belasting, want hulle sê, Jesus het gesê, gee aan die keiser wat hom toekom en gee aan God wat aan hom toekom. Hierdie radikale verspreiding in 300 jaar het die wêreld verander, tot so mate dat as dit 'n brander was, dan is ek en jy nog steeds besig om daai brander te ry, van die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dan is dit wonderlik om te besef dat hierdie brief geskryf word aan 'n gemeente vanuit die tronk deur Paulus. 3 ander briewe, 4 in totaal wat hy skryf uit die tronk uit. Met soveel vreugde van sy kant af. Dink maar aan Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. En dit sê hy terwyl hy ook in die tronk is. So hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente wat gestig is deur Epafras. Hier lees ons nou van hom in vers 7. Dit het julle geleer, hierdie goeie nuus, by Epafras, ons geliefde medewerker. Nou, daai woord medewerker in die Grieks beteken mede-slaaf of dienskneg, doulos. Beteken, ek is verbind aan Christus. Hy is my Here, my meester, en ek is sy slaaf, maar nie in die negatiewe sin nie, maar in die voorreg dat hy het my vrygemaak van my sondeboeie en ek volg hom vrywilliglik, sê ek ja Here, in u voetspore wat u ook al sê. Daarom is ek sy dienskneg, sy dienaar. Hierdie Epafras is 'n getroue dienskneg van Christus. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Is dit nie fantasties dat Epafras wat hierdie gemeente begin, wat die evangelie bring, as hy moet gaan skinder daar by Paulus in die tronk en gaan vertel van die ouens van Kolosse, raai wat skinder hy oor hulle? Hy sê die liefde wat daar tussen hierdie gelowiges is en hoe dit uitdraai ook na die res van die dorp, die stad Kolosse, is wonderlik om te sien, want dit is nie net menslike liefde nie. Die Gees bewerk hierdie agape, opofferende liefde. Die Gees maak hierdie gemeente wonderlik. En sommer net so tussen hakies, as 'n mens baie maal soos in volgende jaar nou gaan terugkyk oor 75 jaar van die gemeente, en wat sou mens kon sê oor die gemeente? Hulle is so of kyk hulle gebou, of kyk hulle bankrekening, of kyk hulle getalle, of dit ook, dan wil ek amper sê, is dit alles dinge wat niks beteken uit God se oogpunt nie. Maar wat iets beteken is, kyk hoe lief is hulle vir God, kyk hoe lief is hulle vir mekaar, kyk hoe lief is hulle vir die gemeenskap, om 'n verskil te maak, daar waar God hulle geroep het.
Dis so my gebed, dat wanneer mense skinder oor Blanco gemeente, dat dit sal wees, wow, daai ouens het mense lief. Hulle het mekaar lief, hulle dra mekaar, en hulle het hierdie gemeenskap lief. Hulle is lief vir Blanco, vir George, en wil dit 'n beter plek maak. En daarom, al glo ons nie, is ons bly hulle is hierso. Vers 9. Paulus sê, daarom dan. Van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil. Deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God, vers 11, en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Nou ten minste het hierdie 2020 vertaling vir ons vers 9, 10 en 11 een vers gemaak. Maar eintlik as jy in die Grieks gaan kyk, is daar nog 2 verse verder en 2 verse terug wat een sin is. Dis hoekom Petrus gekla het oor Paulus op 'n stadium. Dat hy sê Paulus preek te lank, so lank dat as hulle aandienste hou dat daar mense is wat doodgaan, want die van julle wat julle Bybel goed ken, hy het so lank gepreek toe daar 'n ou van die eerste verdieping af waar hulle gesit het uitgeval by die venster. Gelukkig het die Here die man toe weer opgewek, maar hy preek lank en dan skryf Petrus hy preek moeilik ook. En hier sien ons dit met sommer 3, 4, 5 verse wat ons hier lees wat eintlik net een sin is. So Paulus hy's die akademiek, hy's die professor van die Nuwe Testament, dis waar. Maar ek hoop, al is dit partymal moeilik, dat ons sy passie en sy liefde vir Jesus altyd sal raak sien. En hy sluit hier die eerste perikoop dan af. Hy sê met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Dis hoofstuk 1 tot 12 en dit speel af in Kolosse. En hierdie is 'n moderne roeteaanduier van wat was die stad Kolosse. En ek wil eers vir julle 'n paar prentjies wys. Julle ken, dink daarom nie, daai is Google Earth nie, maar dit is 'n satellietfoto, hoop ek, plat gedruk. En daar sien julle, aan die suidpunt is ons. En dan, as jy kyk, dan presies daar waar daai pyl nou is die stad waaraan feitelik die meeste van die Ou Testament afspeel, Jerusalem, Israel, en dan, waar vandag se gedeeltes nou gaan afspeel, wil ek vir julle wys, as jy bietjie nader gaan, is noordwestelik, naamlik waar Turkye vandag is. Links van Turkye, nog so entjie weg, sal julle die skoen sien. En die skoen, weet jy altyd, dit is Italië, die destydse Romeine, en net regs van dit is daar natuurlik Griekeland, en dan Turkye aan die regterkant. So spesifiek waar hierdie brief afspeel, en dan verskeie briewe van Paulus, is dan waar vandag se Turkye is, die weste van Turkye. En hierso sommer net, julle sal nou sien Rome, een van Paulus se briewe, Italië, en dan is daar Filippi, Thessalonika en Korinthe, waar vandag se Griekeland is, en dan Galasië, Kolosse en Efese, wat dan is in die Turkye gedeelte. So hierdie stad Kolosse, waar hierdie vroeë Christene dan leef, en hierdie brief word geskryf, klink dit vir ons min of meer, natuurlik in die eerste eeu na Christus, tussen 61 en 63 na Christus, uit die tronk, daar's 4 hoofstukke, 95 verse. Dan, as ons kyk na agtergrond, het daar iets wonderliks gebeur.
in die naweek of die week wat ek en Ferdi en Cornie die jaarbeplanning vir 2026 gedoen het en heerlik, dankie vir almal wat so vir ons gebid het. Ons het heerlik gebraai, ons het baie gebid en baie beplan. Maar in daai tyd, toe per ongeluk, toe ek iets moes gaan staan aan die buitekant van die plaas waar daar wifi opvangs is, toe sien ek iets wat onmiddellik my oog gegryp het. Ek sien hierdie foto wat julle nou sien en as jy nader inzoom, dan hoop ek jy kan sien dat dit grafte is. En dit is grafte wat in die afgelope maand of 2 ontdek is deur argeoloë, 60 antieke grafte in die Bybelse stad Kolosse. En hier's nou 'n paar sommer ander foto's wat jy kan kyk waar hierdie argeologiese fonds dan nou in die destydse Kolosse is. Hoekom daar nie meer vandag 'n stad Kolosse is nie, want in die 1ste eeu en ook in die 8ste eeu na Christus was daar vernietigende aardbewing spesifiek in Kolosse wat die stad vernietig het. Daarom tot vandag toe slegs ruïnes. En as jy nou so 'n bietjie nader infokus, dan sê jy sien grafte wat uitgekap is uit klip uit, en hier sien jy nou van die argeoloë wat besig is. As jy hierdie volgende ene mooi kyk, dan sê jy sien geraamte. En wat wonderlik hiervan is dat dit 'n 2200 jaar oue begrafplaas is. So dit beteken natuurlik dat dit voor die tyd van Paulus is. Dit is dieselfde stad dus na wie toe Paulus hierdie brief geskryf het, die brief van Kolosse. En toe hulle hierdie 60 grafte oopgemaak het hulle gesien elkeen is uitgekerf in rots om juis die omliggende landbougrond wat destyds so skaars was om dit te spaar. In hierdie grafte het navorsers olielampies, amulette is die hogere woord eintlik maar vir gelukbringers, munte, genesende klippe en selfs sandale gevind. En dit alles is getipeer as simbole van mense wat geglo het in magiese beskerming en lig vir die reis na die hiernamaals. Dit wys dat die mense van Kolosse lank voor die koms van Christus 'n wêreld van bygelowe en gelukbringers geken het. En juis aan hierdie mense met hulle geloof in sigbare en onsigbare dinge en magte skryf Paulus dan. En hy skryf en hy sê, soos oral in die wêreld het die evangelie van die dag dat julle, hierdie mense van Kolosse, met hierdie bygeloof en vreemde, mistiese, groot woorde, polytheïstiese, alles is God en God is in alles en kragte en magte en engele, vreemde, nie Christelike geloof tot bekering kom en juis vir hulle dan skryf hy oor die genade van God. Ook julle het begin vrug dra en groei. So hierdie argeologiese ontdekking, soos trouwens alle argeologiese ontdekkings deur die eeue, bevestig nog altyd die historiesiteit van verskeie dinge in die Bybel, waaroor geleerdes dikwels twyfel saai. Daar het nog nooit argeologiese fondse die Bybel verkeerd bewys nie, nog nooit. Hierdie ontdekking herinner ons daaraan dat die boodskap van hierdie Kolossense brief lig bring in 'n wêreld vol vrees en donker geloof. Toe en nou. So vriende, vir die res van die diens gaan ons nou na die Griekse teks. Paulos apostolos. Dis maklik. Paulus apostel, Christou Iesu, van Christus Jesus. Dia thelematos Theou, kai Timotheos. Okay, my Griekse prof sal baie beïndruk wees. Een manier om na enige teks te kyk, literêr, is om te vra, maar goed, wie is die hoofkarakters? En ek het daar in die Grieks, het ek sommer by die eerste 8 verse almal onderstreep. Dis Paulus, dis Christus Jesus, Timoteus, die jong dominee, Kolossense, die gemeente, die
die lidmate, God die Vader en Epaphras wat die gemeente gestig het. Kom ons fokus dan op die briefskrywer, Paulus. Wat was sy naam? Saulus. Nou is daar baie mense wat sê, toe hy tot bekering kom, toe gee God vir hom 'n nuwe naam, en dis nie die waarheid nie. Toe hy tot bekering kom, kry hy 'n roeping, wat maak dat hy primêr preek, nie vir Jode nie, maar vir Grieke en Romeine en Ethiopiërs en mense wat eintlik heidene is in die Ou Testament verbond. So sy roeping is na 'n Grieks sprekende wêreld. Met die uitstorting van die Gees is dit wonderlik om te sien in hierdie metropolitaanse Jerusalem hoeveel tale daar is en dat wanneer die Gees oor hulle kom, dat hulle praat in die tale wat mense kan verstaan. Maar die lingua franca, die taal wat die meeste mense kon verstaan, vir baie mense dalk hulle tweede of hulle derde taal was Grieks. So die Bybel van die Nuwe Testament is, as dit in ons dag was, is nie geskryf in Afrikaans nie. Dit sou wees in Engels, sodat meer mense dit kan verstaan. Daarom ook in Grieks. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Hoekom is dit belangrik dat hy keer op keer homself apostel moet noem? Want hoeveel apostels was daar? 12. Een het selfdood gepleeg, daar's in sy plek, ek dink is dit Matthias gekies, 12. En hoekom is dit belangrik die apostoliese of apostelgesag is, hulle is leiers aangestel deur Jesus self. En hulle het aan hom gevat, hulle het hom gesien, hulle is betroubare getuies. Daarom, die 12 artikels staan ook bekend as die apostoliese geloofsbelijdenis. Die gesag daarin, die gesag van die Bybel, die gesag van die Nuwe Testament, dit gaan oor ooggetuies, mense wat gesien het, mense wie se woord jy kan vertrou, want hulle het aan Jesus gevat. Hulle het saam met hom geëet, hulle is deur hom gekies. En dan sal daar mense wees wat sê, ja, maar wie is jy dan nou, Paulus? Jy's nie een van die 12 nie. Hoekom wil jy vir ons kom preek? Waar kry jy jou gesag? En dan sê hy, ek het die opgestane Jesus Christus self gesien, gehoor en ontmoet op die pad na Damaskus. En daarom is hy een van dan die leiers of apostels, wat ook Jesus gesien het, maar nie tydens Jesus se aardse lewe nie, maar na sy opstanding het hy hom gesien. Keer op keer moet hy ongelukkig as die mense sê, jy preek te lank, jy preek te boring, jy's te dit, ons hou meer van Apollos, ons hou meer van die ou, die ou het ons gedoop, daai ou het ons gedoop, dan sê Paulus baie maal, ek is so bly ek het niemand van julle gedoop nie, dat julle nie oor dit ook nog moet stry nie. Maar dan sê hy keer op keer, en ons gaan nou kyk na sy CV, dan sê hy, kyk na my lyf, kyk na die littekens, en weet, ek doen hierdie nie vir 'n aftreepakket nie. Ek doen hierdie vir my verlosser, Jesus Christus. En ek is bereid om vir hom te sterf. Hier's 'n baie mooi uitbeelding van Paulus, ongelukkig 400-500 jaar na Christus, ons sal nooit regtig weet totdat ons hom ontmoet eendag nie. En hoor net gou sy CV, wat ons gaan help in hierdie hele siklus, om te verstaan, wie is hierdie boodskapdraer? Hy skryf in 2 Korintiërs 11, sê hy, ek het hard gewerk, ek was dikwels in die tronk, ek is dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry, en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 keer het ek skipbreuk gelei, en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, en gevare van heidene. Gevare in die stad, in die veld, op see, en gevare onder valse broeders. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. En vriende, ja, Paulus het gereeld in die nagte wakker gelê.
Paulus se naam die Griekse weergawe van Saulus. Hy is bereid dat sy naam verander word, sodat die mense vir wie hy preek in Grieks, nie sal, dat daar nie 'n blokkasie is tussen hulle nie. Paulus, en baie maal, kan hy nie slaap nie. En bid hy vir die Christene in Kolosse en Efese. En hy bid vir Timoteus. En hy bid dat die keiser tot bekering sal kom. En hy bid, en hy bid, en hy bid. Dat God sal doen, dit wat hy hom geroep het om te doen. Iets wonderliks van vers 1 van hoofstuk 11 is as Paulus sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En vriende, wie van ons is bereid om dit te sê? Dalk sê ons dit nie, maar pappa, mamma, jy moet weet, daai voetspore wat jy loop, jou kinders loop agter jou aan, amper soos wat Paulus hier maar sê. Hulle volg jou voorbeeld. En toe ek het nou weer lees hierdie CV van Paulus, dan wil ek amper sê, ek dink ons moet ophou kla. Ek dink ons moet ophou dink ons era is so die moeilikste van alle tye. En ons kry tog so swaar, omdat ons dan nou opstaan vir die waarheid, of vir die waarheid van Jesus. Hier sien ons 'n voorbeeld van 'n man wat alles opgeoffer het. Alles. En wat nog steeds oorborrel van vreugde in Jesus Christus. 'n ongelooflike, 'n gelooflike voorbeeld vir jou en vir my. Ek is baie lief vir Paulus, ongelooflik. En ek sien uit om hom te ontmoet. Die eerste skok wanneer hy hierdie brief begin, is dat hy hierdie ouens van Kolosse heiliges noem. Dis meer skokkend ook in Korinte, as hy vir hulle skryf. Want daar is nie 'n brief, daar is nie 'n brief. Okay. 1, 2, 3, en jy kan neersit na die YouTube toe. Julle, die batterye is op. Ja, kyk hoe daar agteraan. Dit beteken ek preek te lank, soos Paulus. Erika, sê jy hierdie kan neersit na die YouTube toe? Dink jy hy gaan deur? Ons sal kyk, ons hoop vir die beste. Die wonderlike is, dat Paulus praat met gewone sondaarmense, soos ek en jy. Wat gered is deur Jesus, en deur die bloed van Jesus. So, uit daai oogpunt kan dit soms skokkend wees, as iemand jou sal groet, en sê, goeiemôre heilige, dan in ons dag word dit eintlik 'n spot. Dis nie plus glad. Omdat baie mense sal sê, julle Christene dink julle is heilig, en daarmee dink julle is beter as ander mense. Want dis glad nie wat heilig beteken nie. Heilig beteken, jy's gekies, jy's geroep, en jy's eenkant gesit vir spesiale gebruik. Daar's 'n roeping op jou lewe, jy's gered, jy behoort aan God, en wanneer hy deur die bloed van Jesus na jou kyk, dan is jy volmaak. Dink 'n bietjie daaroor. Want jou sonde is vergewe. Maar ons is nie volmaak nie, natuurlik nie. Maar deur die bloed van Jesus kan ons nader, is ons heilig. So dis die wonderlike vir 'n begin. Die tweede is dat hy praat met geredde mense. Dis die heiliges in Kolosse, gelowiges wat glo in hom. En in sy gebed van hoofstuk 1 tot vers 12 sê hy dankie vir die Here dat hulle gered is en dat dit so goed gaan by hulle. En dit is 'n liefdesdiplomatie. Hy begin nie dadelik om hulle aan te vat oor die impak van dit wat ek net nou vir julle gewys het, van hierdie vreemde geloof voor die tyd van Jesus, wat begin oorspoel het in die gemeente in. In die res van die siklus gaan ons dit raak sien, hoe hierdie vreemde idees van die tyd in Kolosse voor Jesus ook begin om 'n impak te maak binne in die gemeente. Die kultuur
Jesus se tyd, die heidense kultuur, begin om 'n impak te maak in die Christene se lewens, in hulle manier van dink. En Paulus moet hulle aanspreek. Die ander ding van hierdie eerste paar verse, is dat dit praat oor geloof, maar as 'n daad, as 'n werkwoord. En ek wil vinnig sommer net vir julle 'n paar van die Griekse woorde daar wys. Ek en jy, ons geloof moet soos Paulus God dank. Elke oomblik, elke dag. Ons geloof moet prakties bid wees. Ons moet bidders wees in die naam van die Here. Ons moet ook hoor, ons moet luister na dit wat God sê. Ons moet glo in Christus, 'n werkwoord. Ons moet lief hê al God se mense, die mense van die gemeente, maar dan saam ook elkeen wat daar buite staan. Ons moet hoop as 'n werkwoord. Wat maak dat ons leef en 'n verskil maak, want ons het 'n ewigheidshoop. Ons moet ook ander bereik, soos wat God se teenwoordigheid in ons ingekom het deur die Gees. Moet ons dit uitdeel ook na ander. Ons moet vrug dra. Ons moet meer word soos Jesus. Ons moet groei. Ons moet ontwikkel. Ons moet onderrig gee. Ons moet ander leer soos Epafras dit gedoen het. Ons moet dien, die Griekse woord diaken, diakonos. Ons moet Christus alleen dien. Die wonderlike van wat Paulus dus vir hierdie manne en vroue en kinders in Kolosse sê, is ons is opgewonde want julle glo in en dien Christus en julle is lief vir God en sy mense. Deur die krag van die Heilige Gees. As ek en jy self dit probeer doen, dan is ons gedoem tot mislukking. Dis die Gees van God wat die vlam in ons menswees ontsteek. Dan die laaste 4 verse wys vir ons dat Paulus en die gemeente in Kolosse se geloof was 'n bidgeloof, om prakties vir mekaar te bid. Daarom sê Paulus, ek bid vir julle, vandat ek gehoor het dat julle glo in Jesus. En wat bid hy vir hulle? Hy bid vir hulle vir kennis van God se wil deur sy woord. Hy bid vir wysheid en insig wat kom, nie van filosowe en digters en kunstenaars nie, maar van die Gees van God. Hy bid dat hulle 'n waardige lewe sal lei, wat God tevrede stel. Dit beteken dat God in hierdie oomblik vanoggend na ons kyk, deur die bloed van sy seun, en vir jou glimlag. En sê, dis my seun daai, dis my dogter daai, dis my kind. En ek is lief vir jou, ek is lief vir hom, ek is lief vir haar. Want ek en jy is uitverkoop aan hom. Ons dra vrug, dis waarvoor Paulus bid, dat ons goeie werke sal doen, nie om raak gesien te word nie, maar om die Here se naam groot te maak. Om te groei, sê die teks, in God se kennis. Hy bid, en ons mag dit bid ook vir homself, vir geduld, vir volharding, vir blydskap, vir danksegging, vir 'n lewe van smeking voor God. Om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. In 'n wêreld wat donker is, kom die Gees deur die goeie nuus en kom sit die lig aan in ons lewens. En daarom vir hierdie laaste siklus, die laaste skof van 2025, Blanco gemeente, kinders van God wat glo in Christus, kom ons byt vas, kom ons bid, kom ons praat met ons verlosser, kom ons deel sy goedheid in Jesus naam. Ek wil vra dat ons 'n tyd van oorgawe het, eers net met stil gebed, en dan terwyl ons so sit, 'n lied waar ons sê, dankie Here vir wie U is, hier is ek gee myself oor aan U.
ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewens leer. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dagelijks meer en meer, vir goedheid, vir die voorrecht God, vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Rihanna Smoek van die gebedsaksie het vir ons 'n wonderlike gebed geskryf na aanleiding van hoofstuk 1. En ek wil dit vir ons lees en jy kan dit nie voorvolg, maar ons bid dit almal saam na aanleiding van Paulus vir Blanco gemeente. Ons Vader wat in die hemel is, soos Paulus aan mekaar vir die gelowiges in Kolosse gebid het, wil ons ook dieselfde gebed deur die Heilige Gees in ons tot U bid vir Blanco gemeente. Ons dank U, God die Vader van ons Here Jesus Christus, vir liefde en goeie werke wat U Gees in en deur ons doen. Ons vra dat U vir ons al die kennis sal gee, geestelike wysheid en insig wat ons nodig het om reg te leef. Laat U Heilige Gees ons duidelik wys hoe ons moet leef. Dan behoort ons mos nie te twyfel oor wat presies U van ons wil hê nie. En as ons weet wat om te doen en dit doen, 'n leefstyl vol goeie werke tot eer van U, Here, sal U trots wees op ons, U tevrede voel oor hoe ons leef. Mag alles wat ons doen vir ons goeie vrugte laat dra. Skenk asseblief aan ons die begeerte en dissipline om U, ons God, al hoe beter te leer ken. Dan sal ons meer van U plan vir ons lewe verstaan. Openbaar U self aan ons soos U wil. U, ons God, is die een wat oor goddelike mag beskik. Rus ons toe sodat U krag ons krag word, sodat ons glad nie ongeduldig word en begin moed verloor. Nee, help ons asseblief om met blydskap vas te staan en moed te hou. Ons bid ook dat ons met 'n blye glimlag aan U Vader alle eer sal gee en U naam sal groot maak. Ons sê vir U baie dankie. U het alles gedoen wat nodig is, sodat ons die reg het om vir altyd te wees waar U, die groot koning, heers. In U teenwoordigheid, daar waar God se wonderlike lig sonder ophou skyn, sal ons saam met al U ander kinders bly. In Jesus naam. En almal sê amen. Kom ons staan en ons sing vir ons wonderbare koning. Wonderbare koning, Heerser oor die skepe, ons bring U ons lofgesange. Wonderbare koning, Heerser oor die skepe, ons bring U ons lofgesange. Die goedheid Vader, kan ons nog nie nader. Die goedheid Vader, kan ons nog nie nader. Die soms diepste hartsverlange, Heer,
deur die bloed kan ons kom, deur die bloed sal ons nader, deur die bloed is ons vry, want ons staan in die genade, deur die bloed kan ons kom, deur die bloed sal ons nader, deur die bloed is ons vry, want ons staan in die genade, deur die bloed kan ons kom, deur die bloed sal ons nader, deur die bloed is ons vry, want ons staan in die genade. Is ons diepste hartsverlangen, Heer. Is ons diepste hartsverlangen, Heer. Is ons diepste hartsverlangen, Heer. Wonderbare Koning, hier is U. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees, kind van God. Die Here sien jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here sien jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. When you speak praise, all is good to me, and I simply longing just to bring something that's so good that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song itself is not what you have required. You search much deeper within, you're looking into my eyes. I'm coming back to the heart of worship, that is all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the pain I made it, but it's all about you, it's all about you, Jesus. No one could express how much you deserve. Lord, we let go. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear.
Your